Hallo, my naam is Adde Plooi. Ek woon al 25 jaar hier so in Nieu-Seeland. Ek wil iets vir julle vertel. Ek haat swendelaars. Mense wat swaar verdiende geld steel. Mense wat jou belieg en dan jou geld steel. My eerste ervaring was toe ek baie jare gelede 'n leerling in die lugmag was. En ek is gevang met FAFI. Die van julle wat oud genoeg is om te onthou. Jy kies 'n nommer en dan is daar 'n sogenaamde runner. Jy betaal hom en dan hardloop hy kamstig. Hy gee jou nommer en jou geld vir 'n Chinees iewers. En later die dag, soos die storie, dan trek die Chinees nommers uit 'n hoed uit. En as jou nommer uitkom, dan wen jy 'n klomp geld. Potstrooi gewees, man. Die tweede een was ou Adrian Nieuwhout met sy vrotmelk. Hy het die mense gevang en intussen het hy duisende rande vir homself gemaak. Groot skelm, hy het ook in die tronk gesit daarvoor. En toe was daar Louis Liebenberg. Nou Louis is nog nie skuldig bevind nie, of is hy al? Ek dink hy is skuldig. Nee, ek is nie seker nie. Maar ek weet hy wag nog op vonnisoplegging. Elke tweede week doen hy aansoek vir parol. Maar die storie is soos ek verstaan. Hy het ook 'n klomp geld van mense gevat, nie miljoene nie, maar biljoene met 'n B. Ek haat sulke mense met 'n verskriklike haat. Ek het dit self gesien, self beleef. Bloedfamilie het onder valse voorwendsels geld by my geleen. Ek het tot een van 'n huis vir hom gekoop, of vir haar, maak nie saak nie. Hulle skuld my 1,4 miljoen rand, en nou ontken hulle alles. Nou het hulle my dood verklaar. Maar hulle dag kom, ek haat swendelaars. Maar ek weet dit is nie vir my om wraak te neem nie. Die Here sal wraak neem. Wie die swendelaar, wie hy gaan eendag voel hoe om wel dan gebraai te word. Moenie val vir 'n pot stront nie asseblief. Ons Afrikaners is dom. Ons val vir die goed. Ons hunker om ryk te wees. En as jy dan 'n paar rand het, dan wil jy graag nog hê. Dan op 'n stadium dink jy, maar nou het ek genoeg. Dan begin jy ander mense help. Intussentyd, as hulle hier by jou weg uit jou hekkie uitloop, in die straat af lag hulle, dan weet hulle dat jy gevang is. En hulle het 'n slinks manier om uit die skuld uit te kom, baie slinks. Ek is 85 jaar oud, en ek het baie geleer in my lewe. Ekskuus. Maar een van die dinge wat ek 'n swak punt op het, 'n ou kan my baie maklik bullshit. Ek is naïef, ek erken dit, en ek weet dit, ek is groot naïef. Ek glo mense, ek glo almal. Ek kry mense gou jammer. En die einde van die dag is ek die verloorder. Maar ons wag vir die dag dat daar 'n besluit gaan word. Of jy gaan lekker lewe verder, en of jy gaan die vleis wees wat op die braaivleisrooster lê. Ek dink nie dit gaan lekker wees nie. Ek sien prentjies daarvan. Ek haat swendelaars. Moenie vir die stront val nie. Hou jou geld. Al is dit nou in 'n kussie onder jou bed. Maar moenie vir dit val nie. Dis joune. Jy het daarvoor gewerk. Moenie luister na 'n ou oom wat jou kamstig
vir jou vertel van 'n span A en 'n span B of 'n vrou wat aan mekaar karring, sy moet nou haar kleinkindertjies by die skool gaan haal. Ek dink aan Mannedag gelos, ek is nie seker nie, maar 'n vrou met ook van kleintjies, hulle praat van kleinkindertjies, dan kry ons hulle onmiddellik jammer. En ek dink R74.000 in my bankrekening, sulke stories man, se pot strooi, is net om op jou gemoed te speel. Hulle het al uitgevind waar ons Afrikaners se swakpunte lê. Nee, moenie, voordat jy so besluit neem en 1400 Amerikaanse dollar wegstuur vir iemand wat jy nie ken nie, vir 'n ding wat jy nie eens weet presies hoe dit gaan werk nie. Is 'n klomp geld man. Nee, gaan koop vir jou 'n kas bier en nooi 'n goeie vriend wat jy ken en wat jy kan vertrou en sit en gesels en vertel 'n paar vuil grappe. Baie beter. Laat dit goed gaan. Sterkte my broers en susters.